Wat 'n voorreg om hierdie pragtige Sondagoggend saam met jou te kan kuier in die teenwoordigheid van die Here. Nou ja, dis Sondag, is 10:00. Lekker om saam met jou te kuier en ja, vanoggend, jy weet, eintlik 'n aanloop na vanoggend se diens, die hele week is mense of predikers en gelowiges gesels oor die Heilige Gees, oor die doping van die Heilige Gees. En vir my is hierdie een van die drie eenheid so heilig, dat vanoggend ek graag by dit wil kom stilstaan ook om met jou te deel rondom die Heilige Gees, die trooster van die Heilige Gees. Nou ek het 'n maatjie gekry, as iemand vir my kan sê, hier's 'n ou haas wat hier ingetrek het by my. Nou hy's nou besig om gras bymekaar te maak en ek kry net nie hierdie haas dat hy uit my huis uit is nie. Maar nou ja, ek het nou maar vrede gemaak. Hasie is nou maar deel van my. En gisteraand het Janie een ook voor die deur gesit, maar nou ja, toe ek hom geïgnoreer. Nou vanoggend is hulle ernstig besig hierso by my. Nou ja, ag, wonderlik, in Springbok reën dit. Nou hoe gebeur dit? Dis maar net die Here, né? Dis lekker om vanoggend saam met julle te kuier. My pastoor Stef, altyd 'n voorreg. En natuurlik na Paasfees 50 dae was die belofte dat God sal opvaar en hy sal vir ons sy trooster stuur. Christus sal opvaar en hy sal vir ons die trooster stuur, die Heilige Gees. En vanoggend is die uitstorting van die Heilige Gees, jy weet, so relevant in jou en in my lewe. En dat ek en jy die Heilige Gees nie kan uitdoof en nie kan uitblus nie, maar dat ons die Heilige Gees deel moet maak van ons lewens. Nou ja, dit is so 50 dae en uitstorting van die Heilige Gees. Jesus het gesê, ek vaar op om vir julle plek voor te berei, maar ek gaan julle nie alleen laat nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, wat saam ingeskakel is, jy is nie alleen nie. Die wonderlik is dat Christus het ons ook nie net gelos as weeskinders nie. Hy het ons nie agterweeg gelaat en net so 'n prys betaal en maar net weer wegbeweeg van ons af nie. Die wonderlik is, hy het die Heilige Gees gestuur. En vir ons as gelowiges, vir eeue, is hierdie 'n dag wat ons ook as gelowiges, jy weet, aan vashou en proklameer, dat die Heilige Gees het deel geword van jou en my lewe. Ek en jy het die voorreg om te kan, jy weet, op die Heilige Gees wag. Ons het die voorreg dat die Heilige Gees tot ons spreek. En ek wil in hierdie week 'n bietjie ook juis rondom die Heilige Gees en die funksies van die Heilige Gees praat. Maar vanoggend wil ek stil staan in 'n besonder by die Heilige Gees, die trooster. Vader, vanoggend is vir ons 'n wonderlike voorreg om saam te kan kuier in u teenwoordigheid op al hierdie sosiale platforms tydens ons aanlyn kerkdiens. En ons wil vanoggend dankie sê, Heilige Gees. Dankie dat die deel is van ons. Ons eer u as die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En terwyl Christus vir jou en my intree vanoggend by die Vader, is die Heilige Gees so tasbaar teenwoordig om jou en my te leer en te lei en te vertroos. Dankie vanoggend vir die voorreg wat ons as gelowiges het om op hierdie woord te kan stilstaan, op hierdie woord te kan mediteer. En vanoggend, Here, is my gebed om hierdie man en hierdie vrou wat vanoggend van een of ander plek af luister, maar net aan te raak en te seën en dit wat haar en sy behoeftes en gebede is, beantwoord en Here, ons eer u, dat u altyd opdaag met die liefde en met die vrede, en ook so, Here, ons omvou met u krag en die sterkte, is my gebed. Seën hierdie woord, is my gebed, in Jesus se naam. Amen. Nou ja, terwyl u regmaak om te luister na vanoggend se boodskap, het ek 'n WhatsApp groep, en as jy vir die eerste keer ingeskakel is, sal jy sien dat op hierdie platform op TikTok sal my nommer verskyn. Ek dink Elmarie
plaas hom daar, en Renier plaas my nommer op Facebook, en dit is maar altyd so lekker om nuwe mensies op ons groepe te laai, juis om my kort dagstukkies plaas ek daar, en dan ook natuurlik my, jy weet, boodskappe elke aand tussen 8 en 9, vat ek en ek sit dit in 'n PDF formaat, net soos vanoggend, jy kry so 'n boodskap elke dag, jy weet wat jy net kan vat en joune maak, en vanoggend, jy weet, kan jy dit gebruik, ek wil vir jou sê, ek vat dit en ek lees dit deur daagliks, ek gaan deur dit, en dit is myself studie, ook so nodig om geestelik te groei, en vir jou is dit ook nodig om geestelik, nie te stagneer nie, maar om te groei in die Here. Dankie vir jou, wat hierdie blad ondersteun, en ook so vir ons bid, en ook so hierdie page, en ek wil jou uitnooi, wil jy nie vanoggend se boodskap share en iemand tag? Ag man, dit is maar net om daai share knoppie te druk op jou foon, en die wonderlike is dat iemand anders dit dalk nodig het om vanoggend hierdie boodskap te hoor. Nou ja, hier by my, lekker koud, hier by die dam, en ja, jy kan voel die winter is hier, en vanoggend wil ek met jou kom gesels, en ek glo dat jy ook die warmte van God se teenwoordigheid ervaar. Johannes 14 is so bekend, en juis wanneer ons praat van die Heilige Gees, het Handelinge so integrale deel geword, jy weet, van gelowiges, se gesprekke rondom, jy weet, die Heilige Gees. En vanoggend wil ek begin eintlik by Johannes 14, en ek gaan so deur dit gaan, en mag dit vir jou ook sommer maar net, jy weet, 'n bevestiging en kosbaar wees. Nou ja, vir u wat die nommer die plaas, ek kan ongelukkig, is te veel nommers, my nommer, dis baie makliker dat ek net my nommer die plaas, en elkeen sommer net vir my WhatsApp stuur en sê, Stef, laai my op die groepe, en ek doen dit dadelik. Johannes 14, kom en hy sê in vers 26, hy sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer. Hoor, wat sê hy? Hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die Heilige Gees, jy weet, is Jesus vaar op en hy stuur die Heilige Gees om alles wat Christus op die aarde gedeel het, net te kom bevestig, en dan ook te sê hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek gesê het. Nou kom hy, en ek wil vanoggend sê eerstens dat die hulp wat die Heilige Gees vir my en vir jou wil gee, is natuurlik van praktiese aard. Ek moet dit kan hoor vanoggend, maar ek moet dit ook kan laat manifesteer in my lewe. En ek wil jou uitnooi om dit te beoefen in jou lewe. Wat is 'n trooster? 'n Advokaat sê die woord, 'n tussenganger, die verklarende woord, 'n bemoediger, jy weet, 'n trooster, 'n helper, 'n tussenganger, iemand wat intree vir jou. En die oorspronklike Grieks praat van die parakletos, jy weet, as ek die parakletos moet opbreek, dan praat hy van farab, jy weet, intiem naby. Dink aan die Heilige Gees, dis intiem naby. En dan kom hy verder en dan parakletos, die kaleem, praat hy van 'n oproep maak, 'n voorbeeld, 'n advokaat wat oordeel vel, omdat hy naby genoeg aan hierdie situasie is. Hy's naby genoeg aan jou om 'n bevel te kan uitlewer, om jou te kan bystaan. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit beteken ook, as ek dit so kan sê, die adviseer, die helper, en iemand wat geroep is om te help. Iemand wat geroep is om te help. Christus het vir jou en my die Heilige Gees gegee om ons te lei. Dit is 'n prentjie van iemand wat naby aan jou en my kom. Dis iemand wat naby aan jou en my is. In die mees eenvoudigste vorm, as ek dit vanoggend vir jou so kan stel, is hy is jou en my helper. Wat jy deurgaan, wat ek deurgaan, hy is ons helper. Hulp is iets prakties, is besig, as ek besig is om te verdrink, en iemand kom om,
jy weet my, in 'n hulp te tree, in my situasie, my daaruit te help. Jy weet, dis 'n helper, dit is iemand wat, jy weet, my help om hierdie situasie wat ek in is, uit te lig. Dit wat jy in is, elke dag, jou en my uit te haal. Jy weet, die Heilige Gees het ook 'n funksie wat hy wil verrig in jou en in my lewe. Dit is om jou en my te kom troos. Want troos beteken om naby jou te kom en krag en hoop vir jou en my in hierdie dag te kan gee. Om te troos beteken om te bemoedig en aan te moedig. En onthou, hierdie boodskap op Facebook het ook sy formaat verander, dat ek ook net nie, en ek plaas dit dan natuurlik ook op TikTok, so jy kan dit altyd daar gaan aftrek, maar TikTok, die lives hou nou net vir 30 dae, so jy kan nie meer teruggaan na 'n jaar terug se boodskap toe nie. So ek plaas dit op YouTube en ek plaas dit op Facebook, maar op YouTube en op TikTok. Facebook gaan na 30 dae gaan dit af. Nou ja, vanoggend dink ek aan die trooster en dit bemoedig my, dit moedig my aan. Kom ek kyk na bemoediging, om my te bemoedig. Wat gaan jy deur? Wat deel jy mee? Want om te bemoedig beteken om die hartseer wat jy tans deurgaan te verlig, om dit ligter te maak vir jou, om hierdie gevoel van verlies wat jy weet jy deurgaan te verminder en te verlig vir ons droewige en bekommerde harte wat ons deurgaan. Nou vanoggend wil ek vir jou sê, die Heilige Gees wil met jou en met my situasie identifiseer. Dis die wonderlik van Christus dan, dat hy neem vorming aan in jou, my lewe, en hy laat ons alleen. Hy's 'n gentleman. Die gentleman is iets moois, nie? Die gentleman, jy weet, dwing hom nie self af nie. En dit is so 'n mooi eienskap van die Heilige Gees. Die woord bemoediging beteken ook om iets te doen, om iemand se hartseer en iemand se teleurstellings te verlig. En dalk is jy teleurgestel, dalk het jy seer, dalk het jy trane, dalk het jy 'n rou hart vanoggend. En God kom vanoggend om te sê, ek kom met die trooster. Ek kom om jou te bemoedig, om dit te verlig van jou af, om daai swaarmoedigheid van jou weg te vat, en dat ek en jy kan verstaan dat die kruisiging, het hy dit op hom geneem. Dit spreek van lig en enige droefheid en die verligting en verwydering van laste, jy weet, mee te bring in jou en in my lewe. Bemoediging en dan natuurlik in my lewe kan ek getuig van wanneer jy plek maak vir die Heilige Gees, is ook om jou aan te moedig. Wat beteken aanmoediging? Aanmoediging om aan te moedig beteken om iemand met hoop en vertroue en deursettingsvermoë te vul. Nou verskoon, hulle raas nooit so nie, maar hier's nou klomp op die water wat nou saam kerk hou vanoggend. So hulle sal seker nou besluit hulle beweeg na die volgende huis toe. 2 Korintiërs 1 is so mooi en hy sê in vers 3 en vers 4: Geseënd is die God en Vader van ons Here, hoor wat sê hy, van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Die God van alle vertroosting, wat ons troos in alle verdrukking. Hy troos jou en my in alle verdrukking. Nie net sekere dinge wat jy deurgaan nie. En dan gaan hy verder in 2 Korintiërs 1 en hy sê in vers 4, sodat ons die wat in allerhande verdrukkinge is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Weet jy, hy wil by jou kom stil staan. Hy wil jou kom omhels
En hy wil daai laste van jou en my kon wegneem. En as ek dit sê, dan wil ek sommer verder gaan om te sê dat die Heilige Gees wil jou kom help. Gisteraand, so by 10:00 se kant, is ek al by Kloof Hospitaal. En iemand wat ons ken, sy kind is opgeneem. En ons is daar by die ongeval terwyl die kind inboek en in 'n bed sit, is ons in die kinderafdeling. En 'n ma vir die Kaap kom daar in die kamer in en daar word vir my gesê dat hierdie kind breinskade opgedoen het, is 13 of 14 jaar oud en die vrou is eintlik van die Kaap hier, soos ek verstaan, om haar pa te help om 'n ramp te bou vir 'n reistool by sy huis. En nou is die kind wat breinskade het, wat hulle eintlik moet dra, want die kind is gebreklik. Kind kan nie vir haarself, jy weet, praat nie en kan nie loop nie. Lê nou op baie intensief in die hospitaal. En terwyl hierdie vrou praat, loop die trane spontaan. En ek sit net daar in die hoekie, want ek ken haar nie. En ek tel hy droefheid op. En vanoggend, terwyl ek hier in die sitkamer sit en ek besig is om voor te berei, bid ek en ek sê, Here, ek ken nie hierdie vrou nie, ek ken nie die kind nie, en hulle is hier by Kloof Hospitaal, en Here, kom, help net hierdie vrou en haar kind, kom staan hulle net by. En dit is so asof die Heilige Gees my dit deurdring om vir my te sê, dit is oor wat jy vanoggend praat. Dit is my doel, is om jou by te staan, om jou te help. Nou die Heilige Gees wil naby jou kom om die helper vir ons te wees, vir jou te wees. Wat 'n helper is iemand wat 'n ander persoon met 'n taak help. Dis 'n helper. Ek kom en ek kom staan jou by. Maar 'n helper is iemand wat ook die advokaat is. 'n Advokaat is iemand wat natuurlik hoog geskoold is, en hoor baie mooi wat ek nou vir jou sê, is wat weet wat jou regte is. Luister, wat jou regte is om jou te kan verdedig. En dis die rol van die Heilige Gees is, ook die helper wat jou verdedig by God die Vader, die Seun wat vir jou en my intree. Nou, dit is hierdie soort praktiese hulp wat ek nodig het, wat jy nodig het elke dag in jou lewe. Johannes sê in vers 16 en hoofstuk 14, hy sê, en ek sal die Vader bid. Wat het sê? En ek sal die Vader bid. En hy sal julle 'n trooster gee om by julle te bly, net vir 'n rukkie. Tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Om te help beteken om bystand te verleen. Om te help beteken om dit wat jy en ek deurgaan te verbeter of natuurlik te kom verlig. Dit gaan nog verder om in te sluit dat hy jou en my wil verlos. Dat hy jou en my wil red wat ons deurgaan. Ons helper is nie iemand wat kom en gaan, maar hy is met ons en sal met jou en met my wees tot in ewigheid. Dit is die rol van die Heilige Gees. Hy gaan jou nie alleen laat nie. Hy gaan nie net van jou weggaan wanneer hy so voel nie. Daarom behoort ek en jy in 'n verhouding te staan met die Heilige Gees. Soos jy bid tot God, soos jy bid tot Jesus, bid so tot die Heilige Gees. Nou ja, vanoggend het ek ganse, ek het tarantale, maar hulle is hier op die water besig. Nie die tarantale nie, maar hulle is besig vanoggend. Hulle is nooit so besig nie. Maar vanoggend terwyl ek nou hier sit en preek, nou is hulle hier besig. So dit lyk my 'n kompetisie tussen die tarantale en die ganse op die water.
Kom ek en jy. Kom ons bou in hierdie jaar 'n verhouding met die Heilige Gees. Met die Heilige Gees sal ons gebedslewe nooit, ooit weer dieselfde wees nie. Jy wonder hoekom gebeur dinge nie? Dis omdat jy nie die Heilige Gees in jou lewe herken nie. Dis die drie enige God. Hulle is 3 mal is 1, hulle is 1 mal is 3. En wanneer die Heilige Gees ons nader, verander jou gebedslewe. Judas 1, kom hy net sê in vers 20 en vers 21, maar julle geliefdes, moet julle self opbou. Hoor wat sê hy? Julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Hoor wat sê hy? En julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot in ewigheid verwag. Ek verwag Christus gaan kom op die wolke. Ek verwag dat die koms van die Here gaan intree en dat hy gaan kom en dat ons in die wolke weggevoer gaan word. Maar tot en met dan, terwyl ek en jy hier op hierdie moeder aarde beweeg, weet jy wat? Het hy vir ons Heilige Gees gegee om ons by te staan. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees wil jou en my ook help. Want baie mense sê, hoe moet ek bid? Waar moet ek begin Bybel lees? Sê, waar moet ek begin by die Heilige Gees? Begin die Heilige Gees in te laat. Begin die Heilige Gees te sien as die trooster, dat jy sal sien dat dit Pastoor Stef kan vir jou niks doen nie. Dis die Gees van God by die werk doen. Hoor vanoggend, gebed hoef nooit weer vir jou 'n stryd of jy weet 'n sleerwerk te wees nie. Hoekom sê ek dit? Ek lees gister Efesiërs 6 en ek gaan dit hier inbring. En jy kan dit gaan lees as jy nou deur hierdie boodskap gaan vanaand. Maar hoor wat sê hy? Hy sê in Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Romeine 8 sê in vers 26, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg, hoor wat sê, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir jou en my in met onuitspreeklike sigtinge. Wow. Wat sê ek vir jou vanoggend? Ons kan dus bid met die hulp van die Heilige Gees. Ons kan bid onder die leiding van die Heilige Gees. En ek wil vanoggend vir jou sê, dit kan en sal van tyd tot tyd die bid in tale ook insluit. Ja. Baie mense herken nie die spreek in tale nie. Ek het geleer dat die Heilige Gees en die spreek van tale, as jy dit spreek in 'n kerk en as nie uitleg nie, beteken dit vir niemand niks nie. Maar wanneer die spreek in tale is, ook wanneer ek alleen tussen my en God, hierdie is heilig, Boeta. So ek dink ons moet meer rondom die Heilige Gees bid, en ons moet meer verhouding bou rondom die Heilige Gees. Ek wil iets sê. Hier 'n prediker, T.B. Barrett, het die volgende gesê, en toe ek dit raak lees, wow, toe tref het my. Hy sê, surely I've never prayed like that before. It was the Holy Spirit who prayed through me. Ek wil vanoggend verder gaan om te sê dat wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees besig geraak in jou lewe, verander die wyse waarop jy dinge ook sien.
hoe jy dinge sien. Jou uitkyk verander drasties. Hoor wat ek vanoggend vir jou sê. Want Johannes kom en hy sê in vers 26 in hoofstuk 14, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle sal herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wat sê? Hy sal julle alles leer. Hy sal julle alles leer. Hierdie is die werk en die besigheid van die Heilige Gees. Dis nie jou werk nie. En daar is soveel van die wonder en grootheid van God wat ons nie altyd verstaan en nie altyd begryp nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, wow, die oomblik wanneer jy in verhouding begin staan met iemand, dan begin jy sekere dele van daai persoon verstaan. Hoe meer tyd jy met 'n persoon spandeer, dan raak sy identiteit vir jou duideliker, of sy persoonlikheid. En hoe meer tyd jy met die Heilige Gees spandeer, word die Heilige Gees duideliker sigbaar in jou en my lewe. En dan sien ek dinge anders, dan praat ek anders, dan tree ek anders op wanneer storms ook in my lewe kom. Jy sien, daar is soveel van die wonder en die grootheid van God wat ek en jy nie altyd verstaan nie. Maar die Heilige Gees wil kom en soveel van homself aan jou kom openbaar in 2025. Kom ek sê die volgende. 'n leeftyd sal te ver kon wees om alles te ontvang wat hy ons wil leer en alles wat hy aan ons wil kom openbaar. 1 Korintiërs 2 sê in vers 9 en 10, en ek gaan vir jou 'n paar versies gaan lees. Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar dit is aan ons wat God hierdie dinge openbaar het deur sy Gees. Dis hoekom jy mense kry wat nie die krag van God verstaan, die beweging van God verstaan. So mooi, terwyl ek praat oor die Gees van God, waai die wind tussen hierdie boom se takke. Dit laat dink my sommer aan, dis hoe die Heilige Gees is. Dis soos die wind. Jy kan sien die boom beweeg. Wat laat beweeg hom is die wind. Maar jy kan dit nie sien nie, maar jy ervaar dit. Dis hoe God se Gees beweeg. Jy kan dit nie sien nie, maar dit beweeg en jy ervaar dit. Dis die Gees van God, die Parakletos. Hy sê dit so mooi, en ek gaan lees wat ek vanoggend vir jou sê, weer en weer, 2 Korintiërs 9, jy weet, 1 Korintiërs 2 vers 9 en vers 10, want hy sê in hierdie gedeelte, hy sê, maar dit is aan ons, wat God hierdie dinge openbaar, deur sy Gees. So jy sal nooit 'n openbaring van God kan ervaar in jou lewe, as jy die Gees van God nie toelaat om te beweeg in jou lewe nie. Want sy Gees, hoor wat sê hy, soek alles op en wys ons God se diepste geheime. Hoe meer jy tyd met God spandeer, hoe meer jy God soek, kom jy agter, hierdie word aan jou en my geopenbaar, sy Heilige Gees. Efesiërs 1 sê vers 16, en ek gaan vir jou 'n paar versies hier lees. Hy sê, hou ek Paulus, hoor wat sê Efesiërs 1 vers 16 tot 19, hy sê, hou ek Paulus ook nie op, om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë
van julle verstand. So die Gees maak hierdie verstand van ons oop. Selfs in my daaglikse dinge, want dit is die rol van die Heilige Gees. Sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die kragte van sy sterkte. Ek wil die volgende sê. En kyk na sommiges van hierdie areas. Die Heilige Gees sal jou alles leer. Die Heilige Gees sal aan jou dinge openbaar. Die Heilige Gees sal jou wys die diepste van God se geheime. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek het dit nou net vir jou gelees. Die Heilige Gees sal aan jou wysheid en openbaring gee. Die Heilige Gees wil ons harte kom verlig. Sestens, sy salwe leer ons al hierdie dinge, sê 1 Johannes 2 vers 27. Die Heilige Gees leer ons al hierdie dinge. Sy salwe sal jou leer, sy krag, sy teenwoordigheid van al hierdie dinge. Wat wil die Heilige Gees kom doen vir jou en my? Om myself kom help? Dat ek dinge in my lewe anders sal sien. Dat ek anders sal optree. Dieselfde Gees van God, wat die Bybel aan die skrywers deur die Gees van God, wat die Bybel aan die skrywers deur die eeue openbaar het, wil hy aan my en jou deur God kom openbaar. Aan my en jou. Hy wil Jesus aan my kom verheerlik. Hy wil Jesus aan ons verheerlik. Dis mooi. Die Heilige Gees kom verheerlik in jou en my, wil Christus kom verheerlik, sodat ek en jy daar buite kan anders sal optree, dinge anders sal sien, my situasie, my storms, my dinge anders sal ervaar. Dit is die rol van die Heilige Gees. Johannes 16 kom en hy sê in vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En dit is wat ons as die kerk vandag herdenk, is Pentekost. Hy sê wanneer die Heilige Gees kom, sal hy julle kom lei. Ek het hierdie volgende gesien, en dit is vir my so mooi, hy sê, a mind once stretched by a new idea never regains its original proportions. Ek en jy daai verligting nodig in ons lewens. Ons gaan volgende week, hierdie tyd volgende week is ek in Israel, in die strate van Jerusalem. En dan gaan ons ook daar waar daai rolle gevind is in die berge, gaan ons die mense heen vat, want dit is my so wonderlik daar by die Dooie See, om te kan sien hoe God sy woord geïnspireer het in manne se harte, om dit neer te pen, sodat ek en jy duisende jare later die woord kan geniet, en die Heilige Gees gestuur, om jou en my te kom bystaan, ons te kom leer. Hoor vanoggend wat ek vir jou sê. As jy nou net ingeskakel het, ek jammer vir hierdie tarantale hier agter my, hier op die grasperk en die ganse. En as jy sien hierdie haas wat hier so is, hy het so net hier ingetrek gister. En nou sien ek hy dra gras in. Ek's lief vir die Heilige Gees. Ek's lief
vir Jesus. Ek is lief vir God. In my lewe wil ek nooit die gees van God uitblus nie. En ek wil jou uitnooi om ook in jou lewe nie die gees van God uit te blus nie. Ek wil vir jou sê, met die Heilige Gees in jou lewe en in my lewe, kan ons die lewens van ander mense ook aanraak. Kan ons 'n groot rol ook in hulle lewens verrig. Ek wil vanoggend vir jou sê, die effek van die Heilige Gees op die lewens van mans en op die lewens van vrouens in die Bybel, in die Nuwe Testament wat dit gehad het, is verskriklik interessant. En dit het 'n groot rol in die Nuwe Testament in mans en vrouens se lewens gespeel. Wat het gebeur toe die Gees van God oor mans en vrouens kom? Hulle het oornag verander van lafhartige, bevreesde mense wat in 'n bokamer geskuil het en gebid het, tot dapper, vreeslose mans, vreeslose vrouens, wat gevul was met die Heilige Gees, na dapperheid, wat luid in die strate dit geopenbaar het, en God geloof het, en God geprys het, dat mense gedink het, hulle was onder die invloed van drank gewees. Hy sê in Handelinge 4, en hoor hom mooi, hy sê in vers 13, Handelinge 4, hy sê, toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerd en eenvoudige manne was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Ewe skielik toe die Gees deel word, toe praat hulle anders, toe is daar iets anders, toe is daar wysheid, toe is daar insig. Ek bid dit baie in my lewe, om nooit te mis wat God wil doen in die oomblik deur sy Heilige Gees nie. Handelinge 4 kom hy en hy sê in vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit. Hoor dit sê, die plek is geskit waar hulle saam was. Dis wat ons herdenk vandag, is Pentekos. As die kerk as gelowiges vandag, die 8ste Junie 2025, is daai dag toe die Heilige Gees uitgestort was, toe die belofte nagekom was. Hy sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Jy sien, hierdie vrymoedigheid het die disippels in gevaar gestel. Hulle lewens, hulle toekoms, en hulle belange is hierdeur in gevaar gestel. Maar dit het hulle nie beïnvloed nie. Ewe skielik was daar, hulle was aan die brand gewees. En ons kan dikwels ons vertroue verloor, as ons belange in gevaar gestel word. Vat aan iemand se beursie, vat aan iemand se reputasie. Toe die Heilige Gees oor hulle kom, het dit hulle geensins gesteer, wat mense sê, en wat hulle verloor het nie. Maar wanneer die Heilige Gees jou kom salf, kan jy van daardie selfsugtige vrees ontslaa raak, en die bonatuurlike vrymoedigheid van God ontwikkel. Het is maar altyd lekker as ek na 'n man luister, en na 'n vrou luister, wat onwrikbaar, jy weet, op God se woord staan, en nie hulle skaam vir die evangelie nie. Wat in die strate sal invaar, en sal praat oor God. Daar's daai, hulle is vreesloos. En die Gees van God op hulle is. Weet jy, as jy toelaat dat die Gees van God vanoggend kragtig in jou lewe kan betrokke raak, wat 'n verskil kan dit maak? Dit was, kan ek sê, dit was hierdie vrymoedigheid
wat veroorsaak het dat baie mense se lewens aangeraak is en verander was as gevolglik het baie die Here leer ken en het baie mense na Christus toe gekom en het die kerk kragtig gegroei. Dalk vanoggend sê jy vir my Stef, maar my geloof is stil beheersende geloof. En jy voel dat jy wil ander mense dalk nie te nakom nie. Ek bid vanoggend dat die Heilige Gees oor jou sal kom. En dat jy met vrymoedigheid gevul sal word. En dat die mense wie se reaksies jy vrees, sal verwonderd wees. En dat hulle in hierdie proses Jesus sal vind. Jesus sal vind. Ek doen dit wat ek doen, dit wat ek sê, waar ek beweeg. Dat mense by Christus kan uitkom. Want hoe meer mense hier buite op die markpen by Jesus uitkom, hoe minder sal in die doderyk wees, sonder God. Ek wil nie met leë hande gaan nie. Ek wil nie sien dat mense Christus mis nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak of jy enige skoolkwalifikasies het nie. Luister vanoggend, God soek 'n man en 'n vrou wat 'n slag wil slaan vir die koninkryk. Wat doen die Heilige Gees? Salf jou en my tot sy diens. Lukas kom en hy sê in hoofstuk 24 en hoor hoe mooi sê in vers 49. Hy sê, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Jy sien Handelinge 1 kom en hy sê in vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En wonderlik hier waar ek in Pretoria bly, waar dit daar aan die brand gesteek is in harte van mans en in vrouens, weet jy dat juist die verdrukking wat die gelowiges deurgegaan het, besef julle dat in daai tyd, as jy Christus bely het, dan het hulle jou op 'n houtpaal vasgemaak, en in die aande die gelowiges in die straat aan die brand gesteek, om lig te bring in die strate. Dat ek en jy vandag vreesloos hierdie evangelie kan oordra. En hy het sy Heilige Gees gegee om in jou en my te kom woon. Daar's soveel maniere wat God jou en my wil gebruik. En hy wil jou, Boeta, sis sal luister, hy wil jou en my gebruik. En soms beperk ek en jy God. Soms beperk ons die maniere waarin God ons kan gebruik. En ek wil dalk sommer maar net vanoggend met jou 'n paar noem en hoop jy kan, jy weet, opstaan en 'n verskil gaan maak. Ek kyk nou na hierdie hasie buite. Hy gaan maar net aan. Jy het net nou klomp koeroes staan. Hulle gaan maar net aan met hulle lewens. Hierdie zebras gaan net aan. Hulle is glad nie bekommerd nie. Hulle bekommer nou nie oor môre wat môre gaan inhou nie. En die Here sê ek en jy moet ook by so 'n plek in ons lewens kom ons nie te bekommer nie. En ek wil vanoggend hê daai vreesloosheid van die Heilige Gees moet ook so in jou en my lewe kragtig begin manifesteer. Ek wil vir jou sê vanoggend, God wil hê dat jy 'n getuie vir hom sal wees.
waar jy gaan. Op die markplein, wanneer dit goed gaan, wanneer dit sleg gaan. Hy kan jou gebruik in maniere wat jy jou nie eers kan verbeel in nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, dit alles word alleenlik moontlik wanneer jy deur die Heilige Gees gesalf word. Die Heilige Gees wil jou en my kom bekragtig vir sy werk. Of jy 60, 70, 80 is, 40, 22, 16 is, moet jouself nooit ooit afskryf nie. Vra die Heilige Gees om jou met sy krag te kom vul en om jou te gebruik tot sy heerlikheid. Ek sê dit so baie keer vir mense en ek wil met hierdie Melissa goue blok hierso. Ek sê dit soveel keer met die Heilige Gees in jou en in my lewe kan ons die storms in ons lewens oorleef. Ons lewens is nie altyd maklik nie. En ons gaan baie keer deur dinge. Ons gaan deur beproewing, ons gaan deur verdrukkinge, ons gaan deur vervolging op een of ander tyd in ons lewens. Jy en ek is nie gevrybaar daarvan nie. Maar ons staar opposisie, ons staar uitdagings en struikelblokke in ons lewens in die gesig. Maar jy sien die lewe van Stefanus, die eerste martelaar, was vir my en is vir my en vir jou eintlik maar net 'n voorbeeld. Hy wat met die Heilige Gees gevul is. Stefanus is anderste, want die Gees van God was op hom. En as gevolg daarvan was alles ten opsigte van Stefanus se lewe anders as ander mense se. Hy het dinge anders te ervaar en was gevul, kan ek sê, met manhaftigheid. Maar sy einde, Stefanus se einde, was gruisam geweest. Op die einde is hy gestenig, hy is met klippe doodgegooi. Maar terwyl hy gestenig is, het die Heilige Gees vir hom krag gegee. In hierdie gruisame stryd het hy die hemel sien oopgaan. Was God met hom. In Handelinge 7 sien ek in vers 59 en 60 en hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aangeroep het en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met hierdie woorde het hy gesterf. Selfs sy lyding is deur die eeue 'n getuienis. Mag jou lyding, mag dit wat jy deurgaan, ook vandag, tot verheerliking van God wees. Mag jy uit jou storm God loof en eer. Mag jy uit dit wat jy deurgaan 'n getuienis wees. Hoekom kon hy dit doen? Omdat hy deur sy lewe gevul was met die Heilige Gees. God was met hom in die moeilikste van die moeilikste tye. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil, jy moet my baie mooi hoor, as ons vol van die Heilige Gees is, kan ons ook die storms in ons lewens oorleef, en in hierdie proses kan ons lewens die wêreld net positief beïnvloed. Ek sluit af om vir jou hierdie volgende te sê.
Laat die Heilige Gees jou dus nou vul, jou lewe vul, sodat jy die storms kan trotseer en nog steeds 'n belydenis en nog steeds 'n getuienis van God se getrouheid en van God se liefde wees. Kom ek en jy doen dit in ons lewens. Here God, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons vanoggend voor U kan kom stil word. Dankie Heilige Gees as die trooster, as die helper, wat ons help in moeilike tye, wat ons lei en ons onderrig met wysheid en insig. Mag ek wat swak is sterk wees deur die Gees. Mag ek dit toelaat in my lewe. Maak dit jou gebed vanoggend. In jou lewe, in Christus Jesus. Vul ons met die Gees. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Mag jy een geseënde, gevulde Sondagmiddag hê. Goedheid en guns jou volg. En ek kyk uit om vanaand, moenie vanaand 8 uur mis nie. Ek gaan hierdie boodskap nou ook op ons recording sit op TikTok en dan ook so op YouTube, waar jy weer kan gaan kyk en ek glo vanaand gaan die tarantale stil wees. Ek weet nie, ek moet nou maar vir hulle iets seker gee vir kos. Ek weet nie, dit klink dit soos 'n honger tarantaal. Want hy staan nou net hier so, die ganse, dis ganse wat hier staan. Ganse en tarantale. Ek moet maar vir hulle brood uitsit. En natuurlik het ek hierdie haas hier so. Ek sien net die hele tyd hy is hier verby terwyl ek praat, besig met gras te indra. So ek gaan nou met die stofsuier vat en hierdie huis uitsuig nou. Ek kyk uit om vanaand 8 uur saam met julle te kuier en share hierdie boodskap so met iemand en mag jy een rustige, geseënde, gevulde dag hê. God bless.